1 Johannes, as jy in die Bybel asseblief sal blaai na 1 Johannes, nie Johannes nie, dit is nie die evangelie van Johannes, maar die omsetskrywer, algemene omsetskrywer wat die apostel Johannes, disipel wat apostel geword het, vir ons neerskryf. Ek gaan net van vers 1 tot 4 doen, alhoewel ons gaan nie in die hoofstuk in nie, want dit is belangrik dat ons 'n ordentlike inleiding doen, sodat ons kan weet wie is Johannes. Nou, almal sal weet natuurlik wie is Johannes. Hy is 'n baie bekende apostel. Maar kom ons lees wat sê hy hier van vers 1 tot vers 4, wat hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aandagtig bekyk het, en wat ons hande aangeraak het, ander vertalings aangetas het, aangaande die hoofletter woord van die lewe. Dit verkondig ons aan julle. Die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig daarvan en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ja, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons ook aan julle, sodat julle aan ons verbonde, die ou vertaling, met ons gemeenskap kan hê. En ons verbondenheid is aan die Vader, of is met die Vader, die ou vertaling, en met sy Seun Jesus Christus. Ons skryf hierdie dinge, sodat julle blydskap volkome kan wees. Daarom dat ek die Psalm wat lees het, dat ons blydskap kan oorborrel en ons die Here kan loof. Kom ons bid en vra die Here dat sy Gees ons sal lei. Vader, ons dankie vir die woord. Vader, vir mense wat U aangedryf het deur die Heilige Gees, sodat ons vandag kan sit met 66 getuienisse van God die Almagtige, wat homself deur sy enigste Seun geopenbaar het. Daaroor is ons bly. Dankie dat ons kan kyk na U dienskneg, wat ook genoem is die apostel wat die Here Jesus liefgehad het. Ons vra dat U ons gedagtes, ons hart, sy oë sal oopmaak, om opnuut begrip te hê. Nie net te hoor nie, maar te doen, sodat ons U tot verheerliking mag wees, wat U geroep het tot U heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Wat interessant is, as mens kyk na baie mense weet, besef dit, en ander besef dit nie, en daar's baie verskillende mense wat kommentaar lewer oor 1, 2 en 3 Johannes, wat omsetsskrywers is, dis ons kry die evangelie en ons kry die openbaring van Johannes, en as mens kyk na die datering van hierdie geskrifte in besonder, is dat die kans beter is dat 1, 2 en 3 Johannes wat omsetsskrywers geskryf is, na die boek Openbaring. Baie, ons sien Openbaring is die laaste boek, en ons neem aan dis die laaste boek, maar ons het nie regtig 'n idee van die datering van die geskrifte nie, maar die geskiedenis verleen om daartoe dit heel waarskynlik moontlik kan wees. En wanneer is hierdie boek geskryf? Die laaste 3 skrywers sê hulle is van die gemeente Efese geskrywe deur die apostel Johannes, deur hom geskryf. Vanuit die gemeente in Efese, wat hy hierdie 3 boeke skryf. So dit maak uiteindelik, het sy openbaring en dan die 3 en of die eerste openbaring en dan, wat ook al, dit is die oudste, die laaste geskrifte wat ons in die Bybel kry en dit dateer, om en by tussen 90 tot 100 na Christus, so die einde van die eerste eeu, wat Johannes vir ons hierdie goed skryf, en ek glo hy het ook waarskynlik 'n skrywer gehad, want hy was relatief oud. Ek dink hy is mense hier by die 90 sukkel mense om te skryf. Nou, ons weet dat Johannes, wat ons vir ons hierdie geskrifte gee, die 5 boeke gegee het, op 'n stadium verban is na die eiland Patmos toe, deur die keiser Domitianus. Domitianus, naas Nero, as hy nie erger is Nero was nie, het Christene erg vervolg. En hy het seker gemaak dat
Johannes op die ou einde in, soos hulle in Engels sê, exile gaan, in wandelingskap, op 'n verlate eiland wat eintlik 'n werkerskolonie was. En hoe weet ons hierdie dinge? Ons het, toe ons daar by Theoperele en Theole gaan kyk het na die verhaal van Polycarp, soos in die Engels sê, die verhaal van Polycarp of Polycarpus, dat Polycarpus vir ons vertel, en Polycarpus het self 86 jaar oud geword, maar hy het aan die voete van die apostel Johannes geleer. En ons weet dat Polycarpus 155 na Christus het hy tydens die keizerskap, die regering van Marcus Aurelius, of dit kan Quadratus, dit 'n naam Quadratus, die keizer is hy doodgemaak, Polycarpus. Want Polycarpus het geweier om Jesus Christus te ontken. Hy het geweier om die keizer se ring te soen. Hy het geweier om die keizer bo Christus Jesus te ontken. En daarom is hy vasgemaak op 'n brandstapel en hom aan die brand gesteek. En hulle in Engels sê, lo and behold, die vuur wou nie doodbrand nie. Die vuur wou nie brand nie. En wat het hulle vir hom gesê, maar jy het die geleentheid om die keizer aan te roep as God en Here. Toe sê 86 jaar lank dien ek nou al die Here Jesus Christus, en hy het my geen skade aangedoen nie. Hoekom sal ek hom nou as my koning laster, nadat hy my gered het? En ons weet dat Polycarpus, en dit, wat is beter, marteldood deur vuur, of dat iemand jou doodsteek? Nee, is onmiddellik dood. Het hulle hom op die einde, het hulle hom dood gesteek. Maar die invloed van, en het gaan nie oor Polycarpus, maar hy het aan die voete van Johannes geleer, en natuurlik van Polycarpus het nou weer vir Tertullian en Irenaeus geleer, en so het die kerkvaders het dit na ons toe gekom, die vroeë kerkvaders, dat ons meer weet van Johannes, nie net van Polycarpus nie. En dit is juist deur Polycarpus se werk dat ons vandag dankie sê vir die Here, dat ons soveel geskrifte het. Ek dink oor ons het gepraat van hoeveel nuwe testamentiese geskrifte daar is, in my bronne sê daar's 5000, oor die 5800 nuwe testamentiese geskrifte in Grieks alleen, nie in Latyns, nie in ander tale nie, in Grieks alleen 5800. En die oudste wat ons het, dateer terug na die jaar 125 na Christus. 'n manuskrip, nie die oorspronklik nie. Ons weet, ons glo die inspirasie van die oorspronklike geskrewe geskrifte, maar die oudste geskrif, en as jy wil, en jy genoeg geld, kan jy in die vliegtuig klim, en jy kan vlieg na Engeland toe, Manchester, Engeland, in die Rylands biblioteek, en jy sal die geskrif sien, wat net nog so stukkies, sulke brokkies oor het, van die manuskrip, wat dateer 125 na Christus, as bewys. Nou, kommentare glo, en ons het die prent ook gekyk, dat Polycarpus betrokke was met die vertaling, en oor hy het kopieë gemaak van die geskrifte, en veral die van Johannes se geskrifte. Want ons weet, sê ook van die kommentare, die mense wat hierdie geskrifte gedra het van plek na plek, onder andere Polycarpus, het hulle gebind, sommige van hulle in hierdie boekrolle in 5. En wat was die 5? Dit was die Evangelie van Johannes, die 3 briewe en Openbaring. Is saam versprei, en dit is versprei vanaf Efese af, reg in die wêreld in. En waarom is Efese so belangrik? Jy weet van Efese, die stad Efese is vandag Turkye, né, deel van Turkye. Waarom is dit so belangrik? Want Efese was 'n hawestad. En wat gebeur in 'n hawestad? Hierdie metropool, daar's 'n deurgang, dis amper soos Durban, maar in Efese is daar 'n deurvloei van handelaars en reisigers wat van die hele wêreld afgekom het, van daai tyd se Romeinse wêreld, het deur Efese gegaan. So hierdie boekrolle het reg deur die wêreld versprei. God het Efese gekies, alhoewel dit in hierdie gemeente later in Openbaring hulle pak slaag kry deur die Here Jesus Christus, het hierdie handelaars en hierdie reisigers hierdie geskrifte gevat en is versprei in die hele wêreld in.
dit eintlik tot in Afrika geland het. Is die Here nie wonderlik nie? Daar's 'n gedeelte en ek dit weer gaan dit elke Sondag sê wat jy miskien kan memoriseer. En dis soos 'n lofsang, eintlik moes ek vir Marieke vra om dit te lees in Romeine 11 vers 33 oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het sy gedagte, wie het God se gedagte geken, of wie was sy raadsman dat dit aan hom terug vergeld moet word, want uit hom, deur hom tot hom, sê Paulus, is alle dinge. God se wysheid plaas vir Johannes in Efese aan die einde van die eerste eeu om seker te maak dat die evangelie reg deur die wêreld versprei word. Ek dink dit is danksy Johannes dat ons vandag die evangelie het. Paulus ook, Paulus en Johannes. Kan God se wysheid hoe dit gewerk het dat die Griekse taal, dat Alexander kom en hy helleniseer die hele wêreld sodat hulle kan Grieks praat. As ons daar bly, weet ons ook vandag Grieks gepraat, want dit is wat Alexander die Grote gedoen het. Hy het seker gemaak dat die mense moet leer Grieks praat, soos hulle Aramees ook gedwing is om te praat. En nou word hierdie goeie nuus van die Here Jesus deur die hele wêreld ingestuur, vanaf Turkye af tot aan die eindes van die wêreld. En dis God se toedoen. Dit is geen mense briljantheid of 'n mens se dink, hoe gaan ons die evangelie vat tot in Asië? Hoe gaan ons die evangelie vat tot in hierdie deel van die Kelp? Hoe gaan ons die evangelie tot in Afrika? God het klaar die pad oopgemaak sodat dit kan doen. Nou interessant, net soos Polycarpus 'n marteldood gesterf het, nie eintlik martel is doodgesteek, so hy het nie regtig dood gemartel nie, kry ons dieselfde apostel van liefde, want Johannes word genoem die apostel van liefde. Hy het 'n baie sagte, minderlike karakter gehad. Hy self weet wat dit is om amper doodgemartel te word, want volgens die legende is Johannes, voor hy na Patmos toe verban is hy geplaas in kokende olie. Hulle wou seker van hom, hulle sê iemand Patros maak. As 'n voorbeeld, want hulle het mense gekook, oonde en ketels gekook. Wou hulle dieselfde doen, en kan jy dit glo dat Johannes dit ook oorleef het, tot frustrasie van die keiser, wat op ouens sê, hy moet verban word na Patmos, en daar moet hy bly. En dit was nie die wysheid van die keisers, of die wysheid van die kerkvaders, of van die ander apostels, dat hy beland het op Patmos. God wou hom daar hê vir die tyd, wat hy 'n doel gehad het. Maar kom ons begin by die begin. Johannes die apostel van liefde, wat aanhoudend praat, wat van die begin af was, wat ons, en hy gebruik al die tassentye, wat ons gehoor het met ons oor, wat ons met ons oë gesien het, wat ons selfs ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Net so het hy die evangelie begin, né? In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Johannes begin soos Genesis, in die begin. Johannes gaan terug. Maar kom ons kyk die algemene omsendbrief wat geskryf is deur hierdie outeur. Vir die wat die inligting ken, vergewe my, ons gaan daardeur, want ons gaan weer daarna verwys. Die outeur is nie die Johannes nie, die evangelis of die apostel of disipel Johannes nie, en dis vir die Engels, ek dink die Engels tydkeer lei, is dit nie, hulle noem hom John. Nou John is 'n baie common naam, dis kort, John. Dis nie John nie, nee, dis Johannes, die Johannes. Dit is, hulle vat kort baie met sy naam, soos sê hy die 5 boeke vir ons geskryf, hy is deel van die 12 disipels oorspronklik gewees. Hulle sê ook volgens die kommentare, hy was die jongste van al 12 disipels gewees, die jongste van die disipels, waarskynlik was hy 25 jaar toe hy geroep is, en as hy saam met my wil blaai na Markus, dan kry ons net 'n vinnige agtergrond, want al die evangelies praat daarvan, maar Markus in besonder. Markus 1 vers 16 vind ons waar hy geroep is. Dit sê, terwyl Jesus langs die see van Galilea geloop het hy saam met Simon en Andreas, die broer van Simon, net in die see ingegooi
want hulle was vissers. So die Here roep eerste vissers. Jesus sê toe vir hulle, volg my en julle sal vissers van mense word. Hulle het onmiddellik hulle nette gelos en hom Jesus gevolg. Toe hy 'n entjie verder loop, wat kry hy? Nog vissers. Jakobus, die seun van Zebedeus, en Johannes, die jonger broer, sy broer gesien, waar hulle skei besig is om nette heel te maak, en hy het hulle dadelik geroep, en hulle pa was Zebedeus, met huurarbeiders, so hy het 'n ryk pa gehad, Johannes Zebedeus, en die skei gekom, weggegaan agter Jesus aan. Daar kry ons vir Johannes wat op die toneel verskyn, saam met sy boetie Jakobus. Wat interessant is, wat ook sê die bronne, sy pa was Zebedeus, 'n baie ryk visserman, want hy het huurlinge gehad om te help visvang, en Johannes se ma was Salome, en sê hulle Salome was heel waarskynlik die suster van Jesus se moeder Maria. Dit maak Jesus, met ander woorde, dan as dit so is, dit maak dit hulle neefs. Jesus was 'n neef van Johannes. Nou in Markus 3 vers 16, as jy daar is, noem Jesus, word hulle eintlik genoem, en ek nie 'n goeie verwysing na dit, en ek bly die Bybel tydkeer van die heiliges wat ons beskou as heiliges, 'n ware karakter ontleding van hulle doen, sodat ons kan sien hoe hulle was voordat die Here met hulle begin werk het. 3 vers 16 vind ons die verhaal waar by die verkeerde gedeeltes verskoon. Die gedeelte waar hulle vuur uit die hemel wil roep. Ons kyk na Lukas 9 vers 54. Daar kry ons ook die karakters, beskrywing van Johannes en Jakobus. Want wat hier gebeur, die Samaritane verwerp die Here Jesus Christus, dan kry ons in Lukas 9 vers 54, toe die disippels Jakobus, en hulle word hier geïsoleer, nie die ander disippels, toe die disippels Jakobus en Johannes, hulle twee, sien dat die Samaritane die Here Jesus verwerp, vra hulle, Here, wil jy ons moet vuur uit die hemel laat neerkom om hulle te vernietig? En ons weet dat die Here Jesus ontstel was deur dit wat hulle gesê het, want hy het ook vir die Samaritane genoem. Daarom is hulle genoem die seuns van Boanerges, die seuns van donder. Dit is altyd versigtig in die gemeente, en daar is miskien van tonders, klink soos van tonders, van donders. Hulle is seuns van donder, want hulle wil vuur uit die hemel roep, sodat die Samaritane verbrand kan word. Dit is so 'n zappel uit die hemel uit, Here. Kom ons roep vuur, net soos Elia, en verbrand hulle. En nog verder het hulle gaan in Lukas, Matteus 20 vers 20, nie 'n goeie karaktertrek nie, daarom kan ons glo dit is waar, want mense wat die mense net mooi uitbeeld, kan nie die waarheid praat nie, daar was swak karaktereienskappe selfs aan Johannes 20 vers 20, toe het die ma van die seuns van Zebedeus, dit is Salome, met haar seuns na hom gekom, sy het gekniel om hom iets te vra. Jesus het haar gevra, wat wil jy dan hê? Antwoord Salome, beveel dat u koning in u koninkryk hierdie twee seuns van my die een seun, weet nie wat ek kan met Johannes sit en Jakobus sit nie, maar hulle moet aan Jesus se linker en regterhand sit. En dan weet ons dat sê die Here is nie vir my om te gee, die sit aan my linkerhand en my regterhand nie, en kan hulle my lydingsbeker drink, en ja, inderdaad, hulle gaan dit op die ou en dit drink, maar Johannes en Jakobus steek eintlik mammie op om vir Jesus te gaan vra. Ek glo nie dit was al hy nie. Hulle het al seker gesê, gaan vra vir Jesus. Gaan vra. Ons wil graag rondom hom sit as hy eendag in sy koninkryk kom. En so die karakter
tipe wat ons hier kry, eienskap is van iemand wat graag homself wil promoveer, wat wil hoor word. En ons dit sê daarop dat die ander disippels was kwaad vir Jakobus en Johannes. Hoe durf hulle hierdie gesindheid hê, dat hulle self uitsonder is, so spesiaal, dat hulle aan die linkerkant en die regterkant, want as dit Salome, Jesus se tannie was, het sy daar ook, kan sy kom hierdie vraag vra, is dit nie moontlik dat hulle eerste kan wees in die koninkryk? So hulle wou vreeslik graag eerste gewees het, en vuur uit die hemel uitgeroep het. Maar dan verrys hierdie apostel Johannes in een wat genoem word die apostel van liefde. Iemand wat nie moet geleer word om ander lief te hê. Nie iemand wat ingelig moet word dat hy ander volk ook moet lief hê nie. Ons weet hy word genoem in Johannes 13 vers 23, die disipel wat die Here, wat Jesus lief gehad het. Kyk net vir my Johannes 13, maar dis nou weer Johannes wat van homself hier skryf. Dit sê hierso, Jesus wys sy verraaier aan, maar dit gaan nie, hy sê vanaf vers 22, die disipels het na mekaar gekyk, onseker wie hom sou verraai. En een van sy disipels, hy vir wie Jesus lief gehad het teen Jesus se bors geleun. Ons kry dieselfde verwysing na Johannes as die apostel van liefde in Johannes 21 vers 20, waar daar, en dis ook Johannes wat hieroor berig, dat daar 'n storie in die ronde gedoen het, toe Jesus opgestaan het en in 40 dae wat op aarde was, dat Petrus omdraai, en hy kyk na Johannes, die disipel wie Jesus lief gehad het, en hulle volg die een wat ook by die maaltyd teen sy bors geleun het. Here, wie is dit wat u gaan verraai? Beskryf Johannes dit toe Petrus hom sien, sê, maar wat van hom? So daar was 'n tipe van jaloesie, waarskynlik by Petrus, want hier is Johannes die een wat die Here Jesus lief het, wat dan by die nagmaal in sy bors gelê het, en naby hom was, baie naby hom was. So hy was 'n besonderse apostel gewees, ook in baie opsigte. Ek sê daar het gerugte ontstaan dat hy sou bly totdat Jesus se wederkoms plaasvind, en Johannes homself ontken het. Hy sê dit is nie so nie. Ons weet dat Johannes die enigste apostel het wat ons weet volgens die kerkvaders wat 'n natuurlike dood gesterf het. Hy is nie doodgemaak nie. Johannes het bly lewe waarskynlik tot hy naby 100, indien nie oor 100 jaar oud geword het nie. Hy was een van die 3 binnekring disipels gewees. Ons weet wie hulle was. Wie was die binnekring disipels? Was Petrus, Jakobus en Johannes. Was die binnekring. Jesus het meer inligting aan hulle gegee en hulle was beter vertrou. Dis nie Jakobus Jesus se broer nie. En as jy kyk na Johannes 17, dis merkwaardig wat staan in Johannes 17, dis die hoë priesterlike, Jesus se hoë priesterlike gebed wat hy bid tot die Vader. En wie skryf vir ons dit neer? Wie pen vir ons die Jesus se hoë priesterlike gebed neer? Johannes. Is dit nie moontlik dat hy daar kon gewees het om te hoor wat Jesus gebid het? Natuurlik het die Heilige Gees hom geïnspireer om meer detail te gee, maar hy was daar. En ons kry in Johannes 18 as die evangelie dat Johannes was ook bekend met die hoëpriester, want hy het vir hom en Petrus laat inkom by die hoëpriesterlike se voorhof. Hy het so kontakte gehad met die hoëpriester, of met die soldate, of met die bediendes in die hoëhof, want hy, toe Jesus gevangen geneem het, dit skep die idee dat net Petrus en Johannes relatief naby aan Jesus Christus was, in die voorhof. Die ander disipels, weet ons, in Markus en so, het gevlug, sê in Markus, het hom alleen gelos. Toch, alleen kan nie beteken, hy is heeltemal, daar was niemand nie. Markus verduidelik vir ons dat Johannes was daar en Petrus was daar. Want ons weet Petrus het later Jesus gaan verloor. Maar hy is daar omdat Johannes kontakte gehad het om nader te kom en by Jesus nader te wees. En wat voortreffelik is aan die apostel Johannes, is wie was aan die voet van die kruis, die Jesus gekruisig is. Kry enige
verhale van ander disippels wat naby die voet van die kruis was saam met Maria? Nee. Miskien kon dit daar wees, maar volgens wat ons leer uit die evangelies was, waarskynlik het Jesus se bloed gespat op Johannes. Heel waarskynlik. Maar wat gebeur by die kruis? As Jesus sterf, kyk hy na sy moeder, Maria. En dan sê hy, en dan kyk hy na Johannes. So Johannes moes aan die voet van die kruis wees. En dan sê hy vir Johannes, Johannes, hier is jou moeder. Moeder, hier is jou seun, wat na jou gaan kyk. En die Heilige Gees ontwikkel die karakter van Johannes, van hierdie arrogante, selfvergenoegde, harde nek, wat vuur uit die hemel roep, 'n heethoof, wat staan by die voet van die kruis. En dat die Here Jesus vir hom sê, hier is jou moeder. Kyk na, want sy is 'n weduwee-moeder. So, wat is die punt hier? Nommer 1 is baie duidelike lig op die Here Jesus. Hy hou die 5de wet van die tafel baie goed. Eer jou vader en jou moeder, sodat jy daar verdenk kan word in die land wat die Here jou God jou sal gee. Bedoel dat jy 'n ryp ouderdom sal bereik. Jesus bereik nie 'n ryp ouderdom, maar hy eer sy moeder. Hy maak seker sy moeder word versorg. As hy sterf aan die kruis, maak hy seker sy is wel versorg. So hy bly binne in die vereistes van sy vader se gebod. Vader het gesê ek moet my ouers eer. Nie soos vandag ons het wat gehoorsame ouers en baie streng kinders nie. Jesus weet dat hy 'n verpligting het teenoor sy ma, sy aardse ma. En vir wie gee Jesus sy aardse ma om op te pas? Want onthou, Maria het ook ander kinders gehad. Ons weet van 4 broers, Jakobus, Judas, Simon en Josef, en dan is daar nog 'n klomp dogters. Hoekom gee Jesus nie sy moeder oor en sê, ag ek is tevrede, hierdie ander kinders sal na Maria kyk? Nee, hy gaan gery vir Johannes, sy neef, en hy sê, hier is jou moeder, sorg vir haar. En wat doen Johannes? Dit sê volgens die geskiedenis, dat hy na haar gekyk het, en sy ook ontslaap het in Efese, en hy het haar versorg tot sy dood. En hy self amper 100 jaar oud geword, so sy was waarskynlik ook naby haar 80's toe sy oorlede is. Ook hy kom die gebod na, van eer jou vader en sorg vir jou moeder. Al ken jy haar nie as iemand wat in jou huis groot geword het nie. Johannes word die vaderlike Johannes. As ons deur die boek van Johannes of die briewe van Johannes gaan, sal van die bekendste woorde wat Johannes gebruik is my kindertjies of kinders. Kinders, my kindertjies. Dit nie, kindertjies. My klein kindertjies. My geliefdes. Ons gebruik baie van die preekstoel op die woord geliefdes. Dit kom van Johannes af. Johannes gebruik die woord geliefdes, want hy is die apostel van liefde. En hulle sê, gereeld sê die vorige, of die geskiedenis, hy het altyd gesê, kindertjies, julle moet mekaar lief hê. Hy is soos 'n oupa. Hy is soos 'n teddybeer oupa, wat ons almal graag wil hê. Hy sê, kindertjies, wees lief vir mekaar. En dit is selfs Johannes wat ook gesê het, Jesus neergeskryf en sê, hy het gesê, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, dat julle liefde het een vir die ander. En op hierdie platform is waar Johannes begin, alhoewel hy die sagte woorde, kinders, my kinders, liewe kinders, of geliefdes, broers, Delfos, broederliefdes, Delfos, Philadelphia, praat hy baie oor. Maar hy staan ook hard met sy tong, wat ons sal sien in Johannes. Hy is nogal ernstig oor valse leraars. Hy is nogal ernstig oor dat mens binne in die geskrifte moet bly. Kom ons staan vir Sondag omdat ons nagmaal het by net 'n agtergrond van karakterskets van hierdie Johannes, waar hy vandaan kom, hoe hy geroep is, hoe hy beland het in Efese, van waar hy hierdie brief skryf. Maar dit is belangrik om
uit alles wat af te lei, een belangrike ding. Dis wat die Engels sê, God does not call the equipped. God equips those that he call. He equips. Goeie nuus vir ons, want Johannes, hierdie arrogante Johannes in die begin, moeilike broer van Boanerges, word iemand wat die Here kan plooi en gebruik, nie net om na Maria te kyk nie, maar om ook hierdie briewe vir ons te skryf. En ons sal volgende keer kyk weer na ons gnostisisme, hoekom hy hierdie briewe skryf, want hy is so begaan met die suiwerheid van die evangelie. Maar God het hom geroep. Hy was nie toegerus voor hy geroep is. God het hom geroep en hom toegerus. Want God is 'n God van transformasie. God hou nooit op om ons te transformeer nie. Daarom ook het ons gekyk na die gedeelte wat hy in Paulus vir ons sê, dat ons gedagtes moet verander word, getransformeer word. En nie in die mold van die wêreld gedruk word nie. En dit begin alles by 'n veranderde hart, en ek glo Christus of God die Vader het Johannes 'n nuwe hart gegee. Net soos ek al verwys het, Deuteronomium 30 vers 6, wat God aan Moses gesê het, sê vir die mense, ek sal die hart van klip uit julle uithaal. Ek sal vir julle in julle hart besny. Ek sal julle harte besny. Dis die uitnodiging, vanoggend as ons deelneem aan die nagmaal, laat toe dat die Here ons hart besny. Hoekom wil hy ons hart besny? Sodat ons hom sal lief hê. Dis die rede hoekom hy ons hart wil besny. Hy het Johannes se hart besny, sodat Johannes 'n ware navolger selfs deur moontlike marteling en swaar en oud word, was hy daar, hy deur God toegerus, en God het sy hart besny om Christus Jesus lief te hê, om God lief te hê. En dan die tweede rede hoekom word ons harte besny, sodat julle kan lewe, sê God aan Moses, sodat julle kan lewe. Ek wil julle hart besny, julle weet nie wat ek aan julle wil doen nie. Ek wil julle transformeer en julle 'n nuwe hart gee, sodat julle my sal lief hê met julle hele hart en julle hele siel. Dis nie net parallelisme nie, maar hy sê, met alles wat in julle is, julle God sal lief hê en julle daaruit sal kan lewe. So aan Johannes is die besonderse openbaring gegee van die woord van God. En weer eens, ons neem aan die nagmaal deel, want ons weet dat God die Vader het ons so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, ja, maar God gee sy seun, hoekom? Omdat hy homself aan ons wil openbaar. God is 'n God van openbaring. As jy teologie studeer, sal jy hoor van special en revelation, special revelation in Christus Jesus. Israel is deel van die special revelation of God. Maar general en special, God het die grootste openbaring van homself gedoen toe hy Christus laat vlees aanneem het, want hy kom uit die Vader. So hy is uit die Vader, het die Vader se goeie wil en liefde en genade gesê, ek wil hê dat die mense my moet ken. Dat hulle my Vader hart, nie Johannes se Vader hart nie, dat hulle my, die Vader se hart kan sien. Dat hulle my kan sien. Wat sê Jesus, as julle die Vader my gesien het julle die Vader gesien. Want ek is uit die Vader, ons is een. As God openbaar homself in Christus, in vlees, hy giet homself in vlees, sodat ons God, die enigste tyd in die geskiedenis van die mens, God in vlees kan sien. Daar is hy, daar loop hy kan aangeraak word, hy kan gehoor word, hy kan selfs, so ek sê, sintuie gesmaak, as jy hom kon gesmaak het, sê Jesus met jou tong sê God gesmaak het. En dit is God in vlees. Na hy homself openbaar het, sy vernedering, hy wat in die gestalte van God was, geen roof geag om God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n mens aan te neem. Sy eerste vernedering word 'n mens, as God word hy 'n mens. En dan in hierdie mens verneder hy homself verder deur 'n diensknegt te word, deur te sterf. Die derde oortreffende deel van die oortreffende trap, hy word vlees. En wat doen ons as mense met sy vlees? Ja, ons kan die simbool daarvan.
Wat het ons met mense gedoen? Ek praat nie van u nie. Ek praat van wat het die mens gedoen? Hy het aan sy eiendom gekom, het hom nie geken of hom aangeneem nie. Wat doen die mens met hom? Gaan kruisig. Gaan spug op hom. Gaan maak grap oor hom. En vandag gaan dit dieselfde deur Jesus Christus se naam uitlik te gebruik oor TV, oor die media, op watter manier dit ook al uitlik gebruik word, is dieselfde as om te spieg. Dieselfde, daar is geen verskil nie. Deur sy naam te ontheilig, deur te sê ons behoort aan hom en te lewe soos die wêreld, kan ons net so wel op hom spieg. Maar ons het hom deurboor. Ons het vir hom 'n doringkroon aangesit. Ons het spykers deur sy arms geslaan. Ons het spykers deur sy voete geslaan. Ons het spies in sy sy gesteek. Ons het hom, was God se proses om hom te verbrys, om hom te deurboor. Ons, nie hulle nie, ons. Dis waarom ons deelneem aan bekering en kom na Jesus en sê, Here, dankie dat U nog moeite met ons doen. Dankie dat U deur Johannes vir ons 4 boeke los, deur Paulus 5 boeke, deur Paulus vir ons 13 boeke los van wat getuig van die openbaring van God aan ons. Wat doen ons op die nagmaal Sondag? Ons verootmoedig onsself vir ons sê, Here, U is te goed vir ons. U is te goed vir ons. You far too good for us. Ons wil onsself voor U verootmoedig en sê, Here, dis waarom ons die lied gaan sing, dan ons klaar die lied gesing het, asseblief om by die vorentoe kom, vir ons weer Jesaja 53, die evangelie in die Ou Testament, by die volheid van die evangelie in die Ou Testament. Maar kom ons verootmoedig, die lied van Willie Robert. U hoef nie saam sing nie, u kan net luister, maak nie saak nie, maar u moet, as u luister, u hart verootmoedig voor, dat die Heilige Gees help om die hart te verootmoedig, besny word in die hart en sê, Here, vergewe my. Ek lê alles neer. Word soos die Romeinse spreekwoord, die Latyns wat sê, dat Here, dis 'n sanctum, dis 'n heilige fees, dis sacramentus, dis iets wat ons onsself opnuut, soos die Romeine, die keiser hulle self, en die keiser toegewy, die nagmaal, wy ons opnuut toe aan die Here Jesus Christus sê, dis 'n heilige fees, ons sweer by God, dat ons U sal volg, Here Jesus, al kos dit ons lewens, al moet ons lewens aflê, al skeer hulle ons lewens, vat ons laaste asem uit ons sal lewe, nie vir sy wat sê, ons sal lewe en sterwe vir Suid-Afrika, nee, ons sal lewe, ons sal sterwe vir Christus Jesus, die keiser, Kurios, hy is die ware keiser. Kom ons sing dit saam, die nagmaalslied, dan sal ons asseblief ons Psalm 53, Jesaja 53.
Wens is om vlekloos voor hom te staan. Hy kan nie vlekloos maar staan. Dankie. Jesaja 53, soos julle sal onthou, was dit 'n profesie aangaande Jesus wat Jesaja gemaak het ongeveer 800 jaar voor die geboorte van Jesus. Here, dit is Jesaja 53:1. Wie het geglo wat aan ons verkondig is en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n lood voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op ons geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons regtighede is hy verbrysel. Die straf was wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerug is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk was die plaag op hom, en hulle het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom my erfdeel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel.
omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was, terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Broer Hendrik, kan ek vra om ons te bid vir die brood, die gebruik van die brood, dan sal ek dit vir ons bid.